Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Gesang 46. Gesang 46, ons sing al 2 daardie verse. Amen.
Geliefdes, na die wet, dan sing ons Psalm 130 vers 1 en 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers. Dit is Psalm 130, die tweede beruiming. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Wat vra die Here van ons? Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, juis in die gedeelte wat ons vanmôre lees, baie belangrik, Efesiërs 2 vers 8, en elkeen van ons moet dit weer en weer hoor, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Baie belangrik. En met hierdie waarheid, kom ons spreek die geloofsbelijdenis van Sia in die hart.
Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit lig, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode, en die lewe van die toekomstige eeu. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, wat daar in die Nuwe Testament, Efesiërs 2, baie bekende gedeelte, 'n gedeelte wat destyds vir die hervormers, by die hervorming Calvin, Luther, hulle soveel beteken het, wat tot elke hart ook vandag spreek. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U die almagtige, alwys, alwetende, wat vir ons vanmôre hier by mekaar bring, om hier saam te wees, saam te vergader, en dan weet ons, Here, dis nie maar net sommer 'n gewone vergadering, 'n ou wêreldse vergaderingkie nie. Maar hier kom ons saam in die gemeenskap van gelowiges, in gemeenskap met mekaar. Maar ja, Here, die belangrikste in gemeenskap met U. U wat spreek en ons wat luister. Dankie dat ons so as gemeente kan kom luister na U woord en U kon loof en U aanbid. Dankie Here vir U goedheid en U genade. So waar ons so naby is aan die einde van hierdie jaar, maar nog net 'n paar dae, dan kan ons, as ons so terugkyk, ja Here, besef ons nietigheid, ons diepe afhanklikheid teenoor U, en ons kan bely, ja Here, sonder U sien ons nie kans nie. Maar as ons so terugkyk, dan sien ons U hand in ons lewe. U wat ons daagliks versorg. U wat sorg dat ons kos en klere het, dak oor ons kop het.
Ja, Here, ons is nie elke dag daarvoor dankbaar nie. Ons neem dit maar so van selfsprekend aan. Maar al hierdie goeie dinge kom uit U hand uit. En daarom, Here, kom buig ons voor U en ons vra dat U ook met ons sal gaan die toekoms in, die dae wat voor lê, nuwe jaar in, om te weet U is daar, U is God, en dat U voorsien deur U genade. Ja, Here, ons wat die wonderlike voorreg het om te kan sê, ons is bruidskerk van Jesus Christus. En dan weet ons, dis genade. En dankie Here dat U vir elkeen van ons nou vanmôre hier wil kom leer wat is heilsaam, wat is goed vir my in hierdie lewe, wat is waarheid, U woord wat onfeilbaar is. En daarom Here, gee dat ons luister, open ons ore en ons harte deur die Gees, en wees ons sondaars asseblief genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, Efesiërs 2 gaan ons lees daar die 10 verse. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke sodat niemand mag roem. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Tot sover. Ons teksvers, soos ek net nou ook gesê het, vers 8, het oorloop daar in vers 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke, sodat niemand mag roem nie. My broer en suster, as ons daar die eerste 3 verse van hierdie gedeelte lees, dan skrik 'n mens eintlik 'n bietjie. Jy skrik, want dis werklik nie 'n goeie indruk van die mens nie. Dis natuurlik in ons dag kan ons sê, ook nie dinge wat die humanis wil hoor nie in ons tyd, want in ons tyd word die mens baie hoog aangeslaan deur die humanis. Maar hier is eintlik verskriklike woorde soos misdade, dis waaraan ons skuldig, ongehoorsaamheid, wandel in begeerlikhede van die vlees en die sinne, kinders van die toorn. Nee, die humanis vandag wil mooi praatjies hoor oor die mens, al die goeie eienskappe. Hier in hierdie stuk het ons vir hierdie paar verse te doen met die mens. Hoe lyk die mens na die sondeval? Die mens sonder Jesus Christus. Maar die wonderlike vanmôre, as ons daar reg lees, dan sien ons as gelowiges, ons harte is oop daarvoor. Ons sien en lees dat dit in die verlede tyd was.
Die saam gelees daar baie duidelik, ons was dood deur die misdade en sondes. Ons het tevore daarin gewandel. Vroeër in die begeerlikhede van die vlees gewandel, vasgevang, vasgekluister in die wurggreep van die sonde. En daarom my broer en suster, miskien moet almal maar net weer opnuut besef, met die sondeval het die mens geestelik gesterf. Jy moet mooi luister. Hy het nie geestelik siek geword nie, hy het gesterf, geestelik gesterf. Dan besef 'n mens weer, en ons lees so maklik daaroor, en dit wat daar in die paradys gebeur het, maar die sondeval was verskriklik. Dit het beteken, vir my en jou, totaal en al verlore. Ons doppie was geklink. En ons besef nie altyd, en ons wil dit nie besef nie, want hoe kan ons nou so sleg wees? Hoe kan ons eer dan nou so aangetas word? En die wonderlikste, en dit moet vanmôre u in verwondering bring, dit moet jou in die hart gryp. Die heel eerste, nog voor al hierdie sleg genoem word, dan sê hy daar, en julle het hy lewend gemaak. En hierdie hy is natuurlik die almagtige God, want hy alleen het die mag en krag om deur sy seun dit te doen. Ons lees daar in die Ou Testament, en jy ken daardie gedeelte waarskynlik baie goed in Esegiel 37, hoe die Here sy profeet daar in 'n gesig neem, daarna 'n kalfvlakte toe, en in hierdie vlakte lê hierdie verdorde bene, en daardie laagte. Natuurlik simbool van Israel se verlorenheid. Die Here kom vat sy profeet en hy sê, kom kyk hoe lyk Israel. Soos hierdie dooie klomp bene wat hier lê. En dan my broer en suster, dan gee die Here vir hierdie profeet die wonderlike belofte van herstel en herlewing wat net hy kan doen. Esegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En die Here beskik hiervoor die oë van Esegiel in hierdie gesig, dat om hierdie bene kom seënings en vleis, en hulle word lewendig as 'n ontsaglike groot leermag wat op sy bene kom. Esegiel 37 vers 14, dan sê die Here, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. Broer en suster, net die almagtige God wat dit kan doen. Almagtige verbondsgod van wel eer kom maak die geestelike dooie sondaar mens lewendig deur sy seun Jesus Christus. Geestelik lewendig. Hoekom? Omdat hy ons lief het. Hy het sy uitverkore kind lief. Hy doen dit omdat hy 'n genadige God is. Dis wie hy is. Dan kom daar die vers 4, maar God. Sien nie die verandering daar, die maar wat daar die verandering bring. En as jy by God kom, is dit anders. Jy het nou gehoor van die mens en sy sleg en sy verdorwenheid, maar God, want hy is anders. Hy is die gans andere. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. My broer en suster, jy moet mooi dink vanmôre. Ons verbintenis, ons geloofsverbintenis met Christus is so heg.
so erg, so innig, dat ons eintlik saam met hom gelei het, gesterf het, saam met hom opgewek is. En soos dit hier gesê is, in God se oë nou reeds met Christus verhoog is. Dis wat dit beteken, dis wat sy verlossing vir my en jou beteken. Wat 'n wonder van liefde en genade. Nou sien daai genade reeds daar in Genesis, daar in die paradys, na die sondeval. Kan jy jou voorstel, nadat die mens ongehoorsaam is, dan kom God en hy gee vir die mens nog 'n kans, daar buite die paradys. Jy kan voortgaan. En hy kom en hy gee vir hierdie mens, wat so in sonde is, gee hy klere, hy is genadig, hy gee hom klere, om daar buite die natuurelemente te trotseer. En voor dit gee God sy moederbelofte daar in Genesis 3 vers 15, die belofte, dat uit die saad van daardie vrou een sal wees, wat die kop van die slang, met ander woorde Satan sal vernietig, vermors. Daarom sien ons die profete in die Ou Testament profeteer deurgangs die koms van die Messias. Ons het met Kersfees daaroor baie gepraat. En een van hierdie profete, Jesaja, kom daar in Jesaja 9, hy praat van die lig wat kom en skyn in hierdie volk. Israel, wat eintlik geestelik dood is. Hierdie volk wat in duisternis wandel, in die land van doodskade weer woon. Dan sê hy daar in vers 5, daar die wonderlike bekende woorde, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevol. Die gehoor, hy gee dit aan hierdie wêreld. God gee. Hy gee uit sy genade en sy liefde, sy geliefde seun aan hierdie sondige wêreld, aan my en jou. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen wat glo. My broer en suster, in hierdie geloof kom deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Baie mense dink in vandag se tyd, ek kan maar self my geloof vervaardig. Ek kan maar dit meer maak en minder maak soos ek wil. Nee. My broer en suster, het alles deur die Heilige Gees. En dit spreek van God se rykdom en sy barmhartigheid. Hoor bietjie weer hierdie woorde in vers 7, die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hy het vlees geword. Is in hierdie wêreld gegee met 'n doel. 'n Doel om te soek en te red wie verlore was. Nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee. Hoor jy dit weer? Sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. God die Vader beskik hierdie pad van krib na kruis vir sy geliefde seun. Dit alles om die geestelike dooie mens, dis ek en jy, van die ewige verdoemenis te red. My broer en suster, en deur die Gees van God kom. Ons het gepraat van die profete wat profeteer, hier dieselfde profeet Jesaja. Hy het nie net gepraat van sy geboorte, sy vleeswording wat kom nie, maar ook vertel van sy vernedering, sy lyding, sy smart aan die kruis, dit wat ek en jy ook moet hoor. Jesaja 53 vers 3. Luister vanmôre mooi, was verag
en deur die mense verlaat, 'n man van smarte. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit terwyl my broer en suster in gedagte moet ons dit hou, hy geen onreg gedoen het nie. Geen bedrog in sy mond gewees het nie. Dit alles, hoor jy dit vanmôre, 'n gawe uit God se hand aan my en jou. En baie duidelik, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem. Die fariseërs, die skrifgeleerdes het gekom en probeer deur werkheiligheid. Ons het telkens lees 'n mens daarvan. Werkheiligheid, ons moet werk, ons moet doen vir ons saligheid. Ook vandag is daar hoeveel mense wat dink, jy kan maar so deur eie vermoëns en sogenaamde goeie dade jou eie heil bewerkstellig, te vergeefs. Duidelik hoor ons dit daar in vers 9, nie die werke sodat niemand kan mag geroem nie. En weer kom hierdie profeet Jesaja en hy leer ons hier, Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine in al ons geregtighede, hoor jy dit? Nie ongeregtighede, ons geregtighede, ons goeie werke is soos 'n besoedelde kleed. Goeie werke, selfs hulle sogenaamde goeie werke is bevlek. My broer en suster in die wonderlike, jy moet mooi hieroor gaan dink. Daar is net een godsdiens, een geloof in hierdie hele wêreld. In hierdie hele wêreld, wat 'n verlosser buite die mens het, buite homself het. Dis die Christelike geloof. Al die ander gelowe, al die ander godsdienste, al aanbid hy 'n afbeeld in al die gode, maak nie saak nie. Die gemeene deler van al hierdie gelowe is dat hy sy heil in die mens soek. Hy moet nog gaan goeie dade doen daarvoor. Ek daag jou uit, gaan toets hulle. Gaan kyk, stel hulle op die proef. Alles gaan vir hulle oor wat die mens kan doen vir sy heil. Die boodskap van die kruis is nie wat die mens kan doen nie, om homself te red nie, maar wat God gedoen het, Jesus Christus. Broer en suster, en dit is mooi gaan dink, die feit dat hy, luister mooi, sy barmhartigheid, sy genade bewys het, toe ons nog dood was. Toe ons geestelik dood was, dit is mos 'n bewys dat ons geen aandeel het in ons eie verlossing nie. Ons het nie 'n aandeel in ons eie saligheid nie. Net Christus, die onbevlekte, die sondelose, hy is geskik om vir ons sondes in te staan. En daarom het God hom gegee, 'n eenmalige, volmaakte offer. En hy het ons misdade, ons sondes daar in die kruis op Golgotha uitgedelg. Sy lewe gegee, sy kosbare bloed, sodat ek en jy die vryspraak ontvang. Ek en jy wat na die beeld van God geskape is, in volle geregtigheid, het deur die sondes en die ongehoorsaamheid geestelik gesterf. En daarom, my broer en suster, Christus se opstanding is op ons opstanding. Ja, eendag as hy kom na die vlees, ja, maar dis ook 'n opstanding uit die geestelike dood uit. Dis 'n opstanding, en ons dank God daarvoor, dat 'n nuwe lewe in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, sy nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
Maar my broer en suster, baie belangrik, en mense sukkel hiermee, met ons wedergeboorte, ons bekering in Jesus Christus, word ons nou nie eenklaps, maar sondelose mense nie, wesens nie. Paulus kom sê as 'n bekeerde. Hy's reeds bekeer as hy dit kom sê, Romeine 7 vers 19. Hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil, dit doen ek. Klink dit vir u bekend in die lewe, my lewe? Dit, maar net my broer en suster, om weer eens te bevestig, uit my eie werke kan ek nie die saligheid beerwe nie, nooit. Ons lees daar in die Dordtse leerreëls, 3de en 4de leerstuk, paragraaf 11, wat God deur sy wederbarende gees in my lewe, in jou lewe gedoen het. Luister mooi, is aangrypend. Wat God doen. Hy open die hart wat gesluit is. Hy vermurf wat hard is. In die wil stort hy nuwe hoedanighede en maak dat die wil wat dood was, lewend word. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan voortbring. Hoor jy dit? God se wonderlike werk in my en jou lewe. En ek en jy, verlostes in Jesus Christus, doen nie goeie werke om verlos te word nie, vergeet. Ek en jy doen goeie werke omdat ons in Christus verlos is. Dis hy dankbaarheid. Dankbaarheid om God se genade. God wat deur sy gees van my en jou dring om te wil en te werk na sy welbehae. Dit word gedring om gehoorsaam te wees, om vrug te dra wat by die bekering pas, daar vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Jesus Christus tot goeie werke wat God voorberei sodat ons daarin kan wandel. My broer en suster, deur Christus is ek en jy herskep. Is ons wederbaar tot 'n nuwe lewe in hom. En nou word ek deur die Gees gedring om myself met oorgawe, met toewyding, as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan hom te gee. Amen. Kom ons bid saam. Here God, hoe wonderlik. En ons wonder baie keer, wat se wonderwerke was daar nou in my lewe? Natuurlik so baie, maar wat die grootste en die belangrikste is, my wedergeboorte in Jesus Christus. Waar die Heilige Gees, ja Here, my hart, my wil vermurf. Dit omkeer. Ons dankie daarvoor, Here, ons wat geestelik dood was. En in Christus Jesus weer lewend gemaak is, geestelik lewend. En dat ons daardeur die ewige lewe beerf. Ons dankie, Here, en ons loof U. Ons prys U in Jesus naam. Amen. Gesang 295. Mens sou eintlik verwag, ons moet dit sing, ons kan nie iets anders sing nie. Genade onbeskryflik groot. Mag jy dit van harte sing vanmôre, dit in die lewe ervaar. Kom ons sing verse 1, 3 en 4.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.